Hulle het vir my gevra het, oom Hannes vanaand wil ek kom praat. Ek is verbaas oor die jeuggroep wat voor my sit. Party lyk vir my heel elders ouer as jeug, so dis heel goed. Ek voel soos die koningin van Skeba wat gesê, die helfte is daar nie van vertel nie. So, as jy nou vanaand voel, maar ek praat nou net met die jonges, dan moet jy weet, jy is ouer as die van wie ek gedink het ek genooi is. Ons gaan 'n halfuur ernstig werk. Die goeie nuus is, ek hoef jy nie te oortuig van iets nie. As ek jou probeer oortuig van iets, dan is ek op verkeerde plek. Ek gaan 'n bietjie met jou gesels oor roeping, 'n baie goedkoop woord in die tyd van vandag. Ek gaan so 'n bietjie met jou praat oor ons volk. Ons volk maak 'n mens moeg. Maak ons volk jou ook moeg? Ja, ons volk kan 'n mens moeg maak. Jy wil dit weet, nie? Of hy nou aan die linkerkant of die regterkant is. Ek kan partykeer so vies raak vir Dominee Kestel se woorde. En ek dink dit baie dikwels, want ek werk baie met Kestel se werk. En Dominee Kestel het baie interessante goed gesê wat ons vandag gebruik. Maar een van die goed wat hy gesê het, is almal is deel van my volk. Nou, dis op sigself 'n ding wat 'n mens hele tema en hele aand kan besig hou, maar ek bekeer myself gereeld van ongure gereformeerde gedagtes as ek dink almal is deel van my volk, want almal voel nie altyd deel van my volk nie. Maar ons volk kan 'n mens moeg maak. Maar ons is lief vir ons volk. En ons doen wat ons doen omdat ons lief is vir ons volk. En as jy ophou lief is vir jou volk, het jy verloor. So ek gaan vanaand met jou 'n halfuur lank gesels oor roeping binne jou volk, binne wat ons moet doen. Ek het nie tyd om aan al die temas aan te raak nie. Ek gaan enkele grepe uithaal. Ek veronderstel om in hierdie halfuur vir nie een van julle iets niets te sê nie. As ek vir jou iets niets sê, is jy swak groot gemaak. Ekskuus. So ek beskerm myself uit vooraf. Dis soos 'n vrywaring wat jy teken. As jy ouer is en ek sê vir jou iets niets, jy net vergeet dat jy dit al geweet het. So wees rustig dat ek nie probeer om kontroversiële goed vir jou te sê. Ek veronderstel om vir jou af te stof wat jy weet. Ek kan regtig vir julle sê, ek werk in alle segmente van ons volk. Regtig van ver links tot ver regs, as jy politiek wil gebruik. Van heeltemal Christelik tot heeltemal heidens. Is dit nog van ons volk? Jy moet maar praat, dink daaroor. Van skatryk tot brandarm. Rykdom en armoede lê op verskillende vlakke. Dit lê op geestelike vlak, dit lê op fisiese vlak, dit lê op sosio-emosionele vlak, dit lê op kulturele vlak. Ek is van mening ons volk is kultureel geweldig arm, omdat 'n groot deel van hulle nie behoort. Dit is nogal belangrik om te kan behoort. Hierdie vanaand is behoort. As jy hier sit, dan weet jy behoort. So ek gaan vanaand so 'n bietjie met julle praat oor 'n algemene tema, roeping. Ek gaan met jou praat oor jou volk. Ek gaan nie by al die dinge uitkom wat ons oor wil gesels nie. Ek gaan vir jou net in die halfuur oortuig, dat jy saam met my dink oor hoe belangrik dit is om te dink. Want dit voel partykeer vir my, met al die duisende video's wat mense kry, al die duisende sprekers wat daar is, al die dinge wat die mense reg oor die wêreld sê, of mense hulle denke verloor. Nou al wat ek vanaand wil vra is, hou asseblief aan dink. En dink vir jouself. As jy vir jouself kan dink nie, moenie dat ander vir jou dink nie. Want as ander vir jou begin dink, dan verloor jy 'n kragtige vryheid. En roeping is om daai vryheid te verstaan. Daar waar Kreur staan, die standbeeld van Kreur, in die middel van Kerkplein, staan hy baie interessant binne 'n monument. 'n Monument wat eintlik belangrik was, so belangrik dat in 1954 tot 53 het hulle die hoeksteen gelê daarvan, en 54 om onthul. En die interessante ding is, dat daar amper 15.000 mense opgedaag het, vir die lê van 'n klip. Regtige hoeksteen. Maar dit het vir hulle gegaan oor wat die vryheid daar is. Nou Kreur het 'n interessante standpunt gehad oor vryheid. Ons gaan nie vanaand daaroor praat nie. Dis 'n tema ek eendag met julle oor vryheid kom praat oor. Maar Kreur het gesê, jy mag op 4 vryhede nooit toegee nie. Vryheid van ekonomie, die vryheid van reg, die vryheid van regering en die vryheid van geloof. Dit is belangrik. As jy kyk daar waar hy staan in die middel van Kerkplein, is hy sentraal geposisioneer rondom die Paleis van Justisie, die regeringssaal, die hele Kerkstraat, die kerkgebou waar daar was, en die ou Nederlandse bank. Dit is baie interessant, die beginsels van vryheid. Goed, hoe hou mens vryheid? En dis die roeping. So vanaand gaan ek met jou praat oor roeping. As jy daarvan hou, dink daaroor saam.
as jy nie dink daaroor nie, luister ten minste hoe belangrik dit is dat mense dit net weer afstof. So, ek begin met 'n prentjie van Dr. Okkie Stanner. Hy's daar in Oudtshoorn. Het julle al daai prentjie gesien? Wat sien julle? 'n Huis. Nou die interessante van daai huis, Dr. Okkie het interessante doktersgraad gedoen oor die bywoners op die plase. Soos 'n goeie stuk werk. As jy een Sondagmiddag niks doen nie, lees oor die bywoners. Interessant hoe hy die bywonershuisies gekom het. Maar daai is 'n interessante foto van 'n bywonershuisie gewoon. Nou julle moet dit nie so kyk nie, ons mense maak vandag asof ons almal geboer het, asof ons almal plase gehad het, asof ons almal die boerdery ken, en almal van ons kom van die plaas af, en almal ken van ons wortels in die boerdery. Wat ons nie graag sê nie, is 3 uit 4 was bywoners. Jy kan dan gaan tel. 3 uit elke 4. En dit het gewissel by tye, maar die vraag is, hoe het hulle elke keer uitgekom? En julle jong mense moet mooi luister. Daar is elke keer, en ons gaan nou 'n paar goed vinnig noem vanaand, jy moet my asseblief sê as dit tyd is vir die aanddiens. Goed, ons is nou nog met die oggenddiens besig. Goed, die lank en die kort is, daai bywoners het op net 2 maniere uit hulle bywonerstatus gekom. Onderrig en harde werk. As ons daai 2 goed verloor, dan verloor ons wat vir eeue vir ons gewerk het. Jy kan maar gaan kyk, as 'n lyn van onderrig en as 'n lyn van werk. Goed, kom begin ek by hierdie prentjie. Ek het hom sommer nou ingesit toe ek kom, toe ry ek hier so by 'n lekker bloekomlaan verby op pad hiernatoe. Nou interessante ding is, ons weet vandag oral so die land, haal hulle eintlik hierdie bloekombome uit. Nou, want hulle vat baie water. Maar as jy daai ou bywonershuisies kyk daar in Oudtshoorn, ek het nie lank terug nie as ek deur 'n roete daar gestap, daar in Oudtshoorn se berge, en jy sien hulle oral langs die pad, jy sien oral die huisies en jy sien oral die bome. Nou al die huisies het 4 vertrekke gehad, eintlik deur die bank. 2 kamers, 'n voorhuis en 'n kombuis. Die klein huis was buite. Nee? Eers later toe ons grand raak ons die toilet in die huis gesit het. Dit klink vreemd, nie? Die klein huis is altyd buite. Binne in die huis het jy die 2 kamers gehad, die voorhuis en die kombuis. En het hulle van daai kamers nog gebruik vir skool in die dag. Die kamer toegemaak en die buurbywoners se kinders het gekom en het skool gehad. Maar goed, wat interessant is, hoekom wys ek om vir julle as inleiding? Dis nog nie die inleiding, hoor. Oorroeping. By elkeen van hulle, sê jy sien, die van julle wat ou plaashuise ken, daar was altyd bloekombome by so 'n huis. By die bywoners deur die bank. En as jy vandag by baie van hierdie ou werkershuisies verbyry of die ou bywoners, dan sê by almal van hulle die 2 bloekombome sien. As 'n baie eenvoudige rede voor. Op 'n stadium het die regering interessante beleid gehad. Jy kon jou huis opgradeer met belastinggeld. Die van julle wat belasting betaal, jy kry 5 sent waarde uit 'n rand, dis wys al die nuutse somme, die ander 95 sent is weg. Maar goed, dit het nou niks met vanaand te doen. Dit is net terloops. Ek gee jou net goeie hoop oor hoekom jy jou eie dinge moet bou, want jou 5 sent werk, gelukkig vertrou ons die mense wat met die 5 sent werk, so dit gaan goed. Die lank en die kort is, daai bloekombome was 'n beleid van die staat. Jy kon jou huisie opgradeer met 'n 40 pond bydrae van die staat. Maar dit 50 pond per huisie toegeken. Die ander 5 ponde was 2 bloekombome. So dit was nogal mooi, nie? Hulle gee vir elke huis 50 pond, 2 bome van 5 pond elk. Maar om die 40 pond te kry, moet jy die 5 pond bome vat. As 'n baie eenvoudige rede voor, wat dink julle, hoekom het die bome geplant? Raai. Goed, dis 'n baie mooi beginsel gewees, of het nou gewerk het in praktyk is 'n ander saak. Interessante ding is dat hulle groot probleme gehad het in die bou, dat die huise gebrokkel en gebars en gekraak het, en baie groot rede was die vog, wat van onder die grond opgekom het, in die droë gebiede sowel as die voggebiede. As jy gaan kyk hoe werk bouwerk, is dit 'n baie eenvoudige beginsel. Jy moet hom droog maak onder. So wat het die huisies droog gehou? 2 bloekombome. Goed, agterna het hom lekker laat groei, maar dit het ons 50 jaar later eers uitgevind, nie, die bome groot is. Maar hy het baie wortels gehad wat die bome is wortels gebruik het om die vog uit te trek. So dit was 'n interessante beginsel by die wyners. Die tweede ding wat interessant was, is bloekombome, julle hier behoort dit eintlik baie goed te weet, het baie interessante bloekombloeisels, wat interessante bye trek, wat interessante heuning maak, wat hulle gebruik vir, die bywoners kon een van 2 dinge doen, of hulle het gebruik vir ekstra inkomste,
om die heuning te verkoop, of hulle die heuning gebruik om wonde te behandel. Die van julle wat ou boererate ken, se weet heuning is baie gebruik in boererate. So dit is die tweede rede hoekom die bloekomboom gebruik het. Die derde rede net van interessantheid is dat die bloekombome het baie besondere bloekombalke gemaak, met baie olie in, het minder gekraak en gebars as van die ander hout wat byvoorbeeld in uitvoering gebruik is. Hoekom noem ek nou so 'n lang inleiding om vir julle te sê, dit was eintlik baie oulik. Of jy daarvan hou of nie, dit was 'n gebruik wat die mense van hulle tyd nodig gehad het om te kan doen wat hulle moet doen. Hulle huise het minder gebars, daar was minder vog, hulle het heuning gemaak, dis nie goed wat ek uitdink nie, en hulle het die bloekombalke gebruik. So jy sal nou nog hoor as jy met ou mense praat, hulle vir jou sê van bloekombalke. Dis 'n ding wat mense nog sal kry, dat hulle praat daaroor. Goed, so dis mooi, dis mooi stories. Ons volk het mooi stories oor hoe hulle gekom het waar hulle is. Dit was nie so maklik nie. Daai wat jy sien, was 'n hele generasie wat uit dit moes werk en uit dit moes vorentoe gaan. Goed, kom ons praat so 'n bietjie vanaand oor roeping. Ons begin met 'n teks, Deuteronomium 12. Hoe sou ek die moeilikheid en die las en die regsaake van julle alleen kon dra? Dis nou Moses wat vra. Dan sal bring tog wyse en regverdige en verstandige manne volgens julle stamme dat ek hulle aan julle hoofde kan aanstel, toe het ek hulle as julle hoofde aangestel. Dis 'n interessante teks. Ek gaan nou nie vanaand oor hom praat nie, want ons gaan nou nie preek nie, maar jy moet hom mooi gaan oordink. Oor die volume van werk wat toeneem, oor die volk wat bestuur moet word, oor goed wat moet gebeur, en dan sê Moses, hoe gaan ek dit doen? Ek kies nog mense wat help. Jy hoor klare beginsel, van as jy vorentoe bou, dis wonderlik oor al die eeue dat die Here jou nooit alleen roep nie. Hy roep, maar hy roep nie net vir jou nie. Hy roep ook vir jou. En dis nogal 'n belangrike beginsel as jy in terme van volk dink. So die eerste ding wat ek wil sê is ons bietjie praat oor die verbondsgod en die verbonds beginsel is jy 'n verbondsgod wat 'n verbond sluit met 'n verbondskind. Maar daai verbond beteken nie soos ons baie keer dink, dis God verbind hom met my, dis natuurlik so, dit weet ons almal. En ek het 'n verbondsverantwoordelikheid of gehoorsaamheid voor God, dit weet ons almal. Maar daar is ook iets in die verbond wat beteken verbonde aan mekaar. Is nie alleen nie, en verbonde aan jou geskiedenis en verbonde aan jou toekoms. As jy daai ding verstaan van die volheid van die verbond, dan verstaan jy waar ons mense vandag sukkel. Ons mense sukkel om die geskiedenis en die toekoms as deel van die verbond te sien. So hulle dink, ons is die armste geslag, of die slegste geslag, of die rykste geslag, of ons dink daaraan asof ons geslag die alles is. En is interessant, ons trek 'n streep deur verbondsbeginsels. Verbondsbeginsels bind jou aan God soos hy hom aan jou gebind het, aan mekaar, aan jou geskiedenis en jou toekoms. Dis hoekom jy nie kan verbygaan. Goed, so wat leer ons in Jesaja? Ons leer in Jesaja iets wat sê daarop hoor ek die stem van die Here wat sê wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe ek antwoord ek, hier is ek, stuur my. Dit is ook 'n bekende teks oor roeping. Ons gaan ook nie daarby stil staan, jy onthou dit net. Die Here roep jou. Hy roep nie altyd jou langs jou nie. Hy roep nie altyd iemand. Hy roep jou saam ander. En wat die interessante ding is wat ons in vandag se tyd kry, is dat ons dink die hele tyd die Here roep ander. Ek kan vir julle sê, ek werk aan die slegstes van my volk. Die luiheid het ons mense oorgeneem. Daar's 2 mense met wie jy nie kan werk. Onthou dit asseblief vandag al. Luies en dislojalis. Jy kan met hulle niks bou nie. Nie 'n muurtjie van 3 stene hoog nie. 'n Mens wat dislojaal is en 'n mens wat lui is, kan nie bou nie. Hy verstaan nie daarvan. So een van die dinge wat jy moet aanleer is, as jy geroep is om gestuur te word, dan moet jy gaan. So wat leer ons nog? Ons leer Numeri, neem maar Aaron sy seun Eleazar en laat hulle die berg Hor opklim en trek Aaron se klere uit en trek dit sy seun Eleazar aan en Aaron sal by sy volksgenote versamel word en sterwe. Hoe mooi die gedagte nie? Moses het begin sê, wie sal ek stuur? Ek kan nie alleen nie. Kies vir julle manne, help. Jesaja wat sê, hier is ek, stuur my. Die hele gedagte van Numeri, van die mooi Aaron wat sy tyd is verby. Dit maak nie saak hoe jonk of oud as jy nie, jou tyd gaan verby. Maar jou tyd is baie, baie kort in die ewigheid van God. Ek gebruik maar altyd die voorbeeld, as jy hiervandaan sou dink in terme van jou tyd, al word jy 100 jaar oud. Want jy weet, 100 jaar hier, binne die ewigheid van God, is eintlik baie min. Want ewigheid is onbeperk. Dis beperk in ewigheid.
En dit is belangrik, want jy word met ander woorde vir ewigheid, in 'n ewigheid, word jy vir 'n tyd geroep. En as jy daai ding verstaan, is jy baie ver. Goed, so kom ons gaan aan, kom ons kyk wat leer ons dan. Esther sê, ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Nou as jy dit hoor, dan moet jy asseblief nou vanaand hierdie ding hoor, dat jy is geroep vir jou tyd. Binne die verbond van 'n verbondsgod, dit maak nie eintlik saak of mense dit gaan erken of nie erken nie, jy is geroep. En ons gaan nie ligtelik oor roeping praat nie. Ek kan nou nie bepaal waar God jou geroep het nie, maar mense maak van roeping iets vreesliks. En as ons sê ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie, dan sê die Here, na aanleiding van Jesaja, na aanleiding van Numeri, na aanleiding van Deuteronomium, jy is geroep. En dit beteken nie, dis iets wat jy afskuif op 'n ander nie, jy moet daarmee gekonfronteer word. En as ons met ons volk werk, maak nie saak watter kant van die volk hulle is nie, moet jy weet, ons volk moet roeping leef, anders gaan ons volk as volk ongehoorsaam wees. So ons praat oor jy is geroep, en dan moet daai jy kan word ek is. Nou, as ek vanaand hierdie sê, dan moet jy iets hoor van jy is word ek is. Ek is geroep. Vir wat is ek geroep? Vir 'n tyd soos hierdie. Nou as ek sê ek is getyp vir 'n tyd soos hierdie, nou ek praat altyd van die WWW van roeping, nou ons gaan regtig nie vanaand daarby stil staan nie, maar dis 'n belangrike ding, veral vir julle jonges, wat stoei met roeping in die woord, en roeping van God in jou lewe. Roeping het 'n baie eenvoudige begrip. Mense droom altyd van enig van iets wat hulle verskriklik moet versit, voordat hulle roeping gehoorsaam, hulle wonder waar is hulle op pad heen, wat is hulle lewensroeping. Die Here maak roeping baie eenvoudig. Ek praat van die WWW van roeping. Wie's geroep? Jy. Wanneer? Nou. En waar? Hier. Die oomblik as ons begin so dink oor roeping, dan gaan ons ophou om hierdie lugkastele te bou oor hoe my ewige roeping voor God se almag lyk, want ons hou ons so besig daarmee dat ons vergeet ons is besig met dit waarmee jy is nou geroep om jy te luister of jy van hou of nie. En ek is geroep om jy te praat of jy van hou of nie. Want dis nou ons roeping. Maar die probleem is, ons wil roeping baie keer in blokke gaan sit ver voor. En ons wil roeping maak, iets wat die Here moet my nou so uitsonder vir hierdie ding, dat ek nou maar kan besig wees met wat ek wil. Here sien nie so nie, hy sê, wat is jou roeping nou? As dit is om nou kos te maak, maak kos. As dit nou is om jou kind kos te gee, gee kos. As dit is om nou te werk, werk. Maar werk onder die oë van God, Koram Dayu. As jy daarin verstaan jy dat jy nie hoef moeg te maak met die soek van roeping die hele tyd nie. So is eintlik 'n baie belangrike ding, ons gaan nie vanaand daaroor praat nie, maar waar is ek geroep, waarom is ek geroep, wat is ek geroep, is maklike vraag. En dan in dit, vorm die Here in jou 'n roeping, waarmee hy in jou lewe besig is. En wat kan doen. Goed, so as jy daarmee besig is, dan verstaan jy hoe gaan ons nou werk. So kom ons los hierdie punt, dis baie maklik. Ek gaan net daarmee afsluit, so die goeie nuus is, ek het nog niks gesê wat vir jou nuut is nie. Dit gaan voel soos 'n preek uit Psalm 23. Jy het hom al gehoor. Jy gaan hom weer hoor. Jy gaan hom weer hoor. Jy kan hom oordink. Goed, so ek is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Dit sê vir ons niks. Maar wat belangrik is waarvoor is ek nie geroep nie. En jy moet dit partykeer so bietjie hoor, om dit te oordink. Stem julle saam dat ons geroep is vir 'n tyd soos hierdie? Sterkte as jy verskil, want ek gaan graag weet hoe lewe jy. Jy is geroep vir jou tyd. Nee, en ons gaan net daarby afsluit, ons mekaar sê wat ons moet doen. So waarvoor is ek nie geroep nie? Ek is nie geroep vir 'n tyd soos hierdie nie. Jy wou Jan wat al die skuld kry vir alles in die wêreld, so nie heeltemal sy selfoto nie, maar julle weet waarvan ons praat. Ek weet nie van julle nie, ek sou maar 'n vrek slegte matroos gewees het. As jy in Januarie week se tyd gewees, jy moet weet hoeveel van ons dood voor hulle op die strand gekom. Hulle het nie op die strand gekom, en toe hulle uitstap, dus alles reg vir die heerlike dag. Julle moet gaan lees die dagboek, gaan lees die dagboeke van daardie tyd, gaan lees die gebeure, gaan lees die gebruike en die sukkel wat hulle gehad het, en weet jy wat is die goeie nuus, jy is nie geroep vir daai tyd nie. Jy hoef nie te kom bou wat hy moes kom bou nie. Kan julle glo, hy word hier in die suidpunt van Afrika gesit, en hy moet kom kos gee as 'n verversingspos, ons ken dit almal baie goed, hy moet hier kom verversingspos skep, en wat maak hy so binne 'n kort tydjie? Die skepe moet verbykom en moet kos kry, hy skryf Nederland toe stuur kos ons dood van die honger.
Want dit is so maklik om in die Kaap te boer. Nie weet of julle al probeer boere daar nie, maar dit is so maklik. Jy het later gesien wyn werk goed. Druiwe groei. Maar die ertjies wou nie aanvanklik groei nie. Hulle was so bly toe die tomaties dra. Dit was nie so eenvoudig nie. Want in hulle roepingstyd was dit nogal beproewend. Maar wat hulle kon regkry, is hulle kon dit regkry dat daardie ontwikkeling plaasvind in hulle tyd. Hulle moes leer, hierdie is 'n beter tyd om te plant in die suidpunt van Afrika as in Nederland. Hierdie is 'n makliker ding om die wind te hanteer. Hy skryf in sy dagboeke oor die wind, gaan lees, oor hoe die wind 'n geweldige impak het. Op dit wat hulle plant, op dit wat hulle moet oes, op die mense, en dan het hulle nog die interne stryd wat ons weet, hulle ook gehad het met siektes en al die goed. Die goeie nuus, jy is nie geroep vir sy tyd nie. Hoekom is dit belangrik? Want as jy geroep was vir sy tyd, dan sou jy daai goed moes hanteer, jy hoef dit nie te hanteer nie. Dit klink bietjie snaaks, maar jy het bietjie makliker dalk, of moeiliker. Hang af hoe jy dit sien, maar dit is nie vir jou uitdaging. Jy doen wat jy moet doen. Goed, ek gaan nou nie voorbegin met Dr. Okkerstander se prentjie oor die bloekomboom, julle sal onthou, want dit was net nou, né? Goed, ons praat oor roeping. Wie's geroep jy? Waar? Hier. Wanneer nou? Dit is ons goed, maar jy's geroep vir 'n tyd soos hierdie. Esther sê dit baie duidelik, en ons sê vir mekaar, ons wil niks nie sê nie, ons wil vir mekaar herinner, jy moet dink. En toe sê ons, maar jy's nie geroep vir 'n tyd van, soos, tyd van Jan van Riebeeck nie. En dit is belangrik, dit klink so simpel, maar jy moet jou roepingstyd meet aan dit wat was. Nou ek haal nou enkele skyfies uit, dat ek sê, dink net oor hierdie. Voor jy sê, in ons geslag, is ons die laaste geslag, Afrikaner of boer, hoe jy het ook al noem, moet asseblief vir my in daai stryd intrek nie, ek voer hom 3 keer 'n dag, nee? Maar die lang en die kort is, jy moet weet, ons is nie klaar omdat ons dink ons is klaar nie. Roeping werk nie so, dat omdat jy nou dink jy is klaar, is die Here klaar met jou nie. En is hy klaar met jou volk nie. Ja, wat Riebeeck hulle se tyd was nie so eenvoudig nie. Ek wil hê jy moet spesifiek gaan dink as jy daai dagboek lees, wat het hulle ervaar voor dit begin ontwikkel het? Wat het hulle ervaar toe hulle moet doen, en dan besef jy, dit was hulle roepingstyd, hulle moet dit doen. Kom ons maak dit makliker, nader ons eie tyd, mense wat dit makliker ken. Ek gaan nie praat oor die groot trek nie, ons gaan so 'n paar gedagtes wissel oor roeping. Dis waarmee ons besig is. Maar jy is nie geroep vir die tyd van die groot trek nie. Ek weet nie wie van julle nie, maar ek sou maar 'n slegte trekker ook gewees het. Ek sou 'n slegte matroos gewees het, maar 'n slegte in die groot trek sou ek sleg gewees het. Hoekom? Ek het niks gehou van beerdkrag. Nou, julle ken kragdag en ander planne, maar die realiteit is, kan jy dink, hoe voel dit as die kersse klaar is? En dan moet jy seekoei gaan skiet. Dan moet maar die seekoei se vet uitbraai. En dan moet die kersse gemaak word, en dan moet dit opgepas word, en dan moet dit goed gebruik word, nee? En dan hoor ons die krag af, en sê ons, hierdie is verskriklik in ons tyd. Ek gebruik spesifiek die woord worry, want ons worry ons oor al hierdie goed. Hoekom bekommer jy oor iets wat jy regtig niks aan kan doen, en wat jy iets aan kan doen? Maar ons word roeping geblur, ons begin roeping deur mekaar raak, omdat ons so maklik, klein dink oor waarheen ons op pad is, en wie ons is, en waar ons vandaan kom. Hoe ver het hierdie ouens getrek op 'n dag? Wie weet, raai. Dis nie 8 kilometer nie. Ja, so tussen 7 en 8 kilometer. Hoekom? Dis omtrent hoe ver 'n skaap kon loop. Dit is nogal interessant, nie? Maar ons kan baie verder loop op 'n dag, so maar jy het skaap nodig, jy het nie skaap los nie, so hulle moet ook nie dink die boere was dom nie, so wat hulle gedoen, hulle het die skaap vooruit gestuur, of hulle het dit agterbly. En dan kan hulle so 'n bietjie verder trek, so ver soos ons kan loop. Nou as jy met die 7 of 8 kilos loop, wat die skaap kon loop op 'n dag, beteken dat ek is volgende Vrydag hierdie tyd in Pretoria. Nee, maar ons wil kla oor ons roepingstyd, ons wil sê dis wat werk. Dis die tyd en die pas wat hulle sou kon trek, as jy dit so sou doen volgens die skaap. Maar hulle doen nie. Hulle die skape bly. So wie gaan pas vir hulle op? Raai. Veldwagters. Ja, daai veldwagters is dit die groot kinders of die klein kindertjies. Wie raai die grootes? Wie raai die klein kindertjies? Dit was die kleintjies. Hulle is tussen 5 en 8 jaar oud. Partykeer dalk 9, 10. Hoekom? Waar moet die groot seuns wees? Behalwe dat hy trou op 12 en 13, waar moet hy wees?
Hy moet vir pa help met die osse. Wat is die moeilikste om die skaap op te pas of die osse te help trek? Die osse is bietjie moeilik om in te span, al weet hulle wat hulle doen. Dis geleerde osse, maar dis moeilik. Ken jy die stryd tussen hot agter en haar agter en die verskil is een van hulle vrek? Jy moet 'n ander een kry. En hy pas nie in sy plek nie. Het jy gehoor van 'n dwarstrek Afrikaner? Dink jy dit kom sommer so uit die volksmond uit niks? 'n Dwarstrek Afrikaner is bekend gewees. Ek weet nie of hulle vandag nog dwarstrek nie, maar daai mense het dwarstrek Afrikaners geken. Want as jy trek en hy trek dwars, het jy moeilikheid. Maar dan moet jy dink, so die kleintjies gaan pas op. Hy vat goed, die yskaste in die veld is nie bekend dat hulle baie goed hou nie. So as hy die skaap gaan oppas, waarmee gaan hy? Pak beskuit, 'n bladsak vol biltong en 'n geweer met ammunisie. Wat sê pa, skryf ma in die brief? As jy die kruit mors, gaan ons vir jou voeder. Maar wat doen 'n klein seentjie in die veld as hy die skaap oppas? Hoe lank dink julle vat dit voor hy als geskiet het wat hy sien? Dag 3, toe is Boetman terug, hy soek weer ammunisie. Wat het hy gemaak? Nee, daar was vreeslike goed by die skaap, daar was meerkaai en hasse en allerlei jakkals. Maar hoekom doen hy dit? Hy doen dit want dis sy roepingstyd, dis wat hy ken, dis waarna hy groot word. So daai klein seentjies aan die veld, die ma sê, sy groet haar kind, sy weet nie wanneer sy hom sien, of hy agterbly en of hy vooruit is, maak eintlik saakie. Wat het hulle gedoen? Hulle het vooruit gegaan, gaan kyk of die skaap voor kan bly. Dis maar eintlik altyd wat hulle gedoen het, want jy is mos nie dom nie, jy werk met 'n plan in jou tyd. So wat hulle gedoen het, is hulle 'n plek gekry, water en kos, dan hulle verbygetrek, en dan die skaap weer verbygegaan, en dis 'n logiese beginsel. Jy kan gaan kyk, hoe moes hulle oorleef? So die groot seuns bly, die klein seentjies pas skape op. Hulle kon nie sonder die skaap. Dan steel hulle vir hulle in daai veld. Jy gaan lees. Ons praat maklik oor Bloedrivier. Jy moet 'n bietjie gaan lees, honderde duisende groot en klein vee wat gesteel is, wat dood is. Ek praat van honderde duisende. Dis aangeteken, gaan lees hoeveel hulle op 'n slag verloor het. Maar ons wil sê, die roep, onthou praat van jou tyd se roeping, maar jy's verbonde aan jou voorgeslag se roepings. Nou wil ons baie maklik kla, as ons vandag, as ons kind se Engelse juffrou te kwaai is met die punte. Of as hy nie vandag gedoen het wat gedoen word, want die roeping van ons tyd maak ons so bekommerd. Ons kan aangaan, nee, kom ons spring 'n paar jaar. Ek spring net by die Anglo-Boeroorlog, ek spring verby die ander, ons het nie tyd vir alles nie. In die veld, in die konsentrasiekampe. As jy nie weet hoe om van honger dood te gaan, moenie maak of jou tyd se roeping iets verskrikliks is. Die van julle wat in Nylstroom daar in die Bybelmuseum was, sal weet van die bekende verhaal daar van die moeder wat nog gesoog het toe sy dood. Die kind wat aan haar bors dood is. Maar ekskuus, geleef het, sy is dood. Nee, dan praat jy van roeping in jou tyd. Maar ons wil vra, moet ek in my tyd opstaan? Moet ek my oorgee aan hierdie luiheid? Moet ek my oorgee aan die samelewing waarin is? Moet ek vra oor waar is ek my geloof, waar is ek my volk? Julle wat ons dink partykeer te veel en ons wonder te min oor hoe wonderbaar God se bewaring vir ons mense was in ons roepingstyd. As jy Lizzie van Wyk se storie ken, jy gaan lees dan besef jy, daar was hordes van hulle. Gelees 'n bietjie Betuli se konsentrasiekamp van die ma's en die kinders verraas. Daar kom op 'n stadium 'n Engelse evangelis. Hy word gestuur om die mense te gaan versorg. Interessant, hy het selfmoord gepleeg na hy sy in die kampe gewerk het. Hy skryf hoe stap hy in 'n kamp in 'n tent in. En hy sê die ma sit met haar sterwende kind op haar skoot. En dan skryf hy in sy dagboek van daai aand, dit was haar 8ste en haar laaste. Kan jy dink, hoe herstel jy na 8 kinders se dood? Maar ons wil roeping moeilik maak. Hoe herstel jy as jou roepingspad 8 kinders se dood is? Julle ken almal die by Standerton, die moeder, wat is dit, Swart, ouma Swart, wat ook 8 kinders verloor het. Ook maar net nog 'n voorbeeld van een ma wat daai kinders verloor het. Dink bietjie daaroor. Goed. 1915. Baie ken dit nie, baie van ons jong mense ken dit nie. As jy jouself 'n guns wil doen in die geskiedenis, begin met die lees van die rebellie. Ek
dink dis 'n verskriklike tyd in ons land se geskiedenis gewees, in terme van ons eie roeping en ons eie mense en waar ons op pad is. Wat gebeur in die rebellie? Paas skiet op hulle seuns. Broers op mekaar. Ek is so bly ek's nie geroep in daai tyd nie, my broer skiet beter as ek. Nee, kan jy dink 1415 is eintlik by 14, nee, ons weet almal van Jopie Fourie. Dink jy die siege in van 'n volk wat stoei met die onderlinge getwis met mekaar? Ons ken nie almal die Bybel. As 'n volk, as 'n huisgesin nie vrede het. Onverstoorbare vrede. Hoe ryk is dit in 'n huisgesin? Goed, oordink dit, ek spring vinnig daaroor. Ek spring sommer na 1933 toe, die tyd van die arm blanke vraagstuk. Wat was hulle roepingstyd? Dit. Hulle moes arm wees. Was hulle arm? Hulle was geweldig arm. So arm, dat hulle vir 'n paar sente 'n dag gaan bou en gaan werk het. Wat het hulle gedoen? Paaie gebou, treinspore gebou, damme gebou, grys gekap. Hoekom? Om te oorleef. Wanneer bou hulle die Voortrekker Monument? 1939 word die hoeksteen gelê, 1949 neem hulle hom gebruik. Weet julle wanneer besluit hulle om die Voortrekker Monument te bou? Raai. Julle moet julle geskiedenis gaan leer. 1931. In die hart van die depressie. In die tyd toe dit die swakste gaan. Kestell het op daai stadium 'n preek, toe sê hy, ons gaan almal tot niet gaan as ons mekaar nie help nie, ons moet nie moedeloos raak nie, ons moet dink aan môre, maar ons gaan moet werk. Ek kan vir jou vandag dieselfde sê, in die tyd waarin ons leef. Ek ken ons volk in elke uithoek in die land. 1931 besluit om die monument te bou. Ek het vandag vir julle sê, kom ons bou die monument. Jy dink is mal. Ek gaan daar 'n bietjie mal wees. Dis wat hulle gedoen het, nee? Hulle het hom gebou en daarna klomp goed. Hierdie armlanke vraagstukke te impak gaan. Toe kom die rebellie, kom jy help mekaar, betaal die boetes, begin die maatskappye bou, begin die ekonomiese vooruitgang, zoep, groot depressie. Armoede wat die mense slaan. As jy iets wil gaan lees hoe arm jou mense was. 3 uit 4 op daai stadium word bywoners. Dat kon nie anders nie. Daar was nie 'n beter plan nie. Ek dink nou, van 1900 af, na die rebellie toe, na die groot depressie toe, is 15 jaar. Ek is redelik seker van julle ouer mense kan baie goed 15 jaar terug onthou. Dis hoe vinnig hulle daardeur is. Dink 30 jaar, wat gebeur in 30 jaar, dink jy die trauma wat hierdie mense deur is. Goed. (1900) Ek weet ek was al by aangebroek, ek was prins teruggeblaai. Soos in ons tyd, ons sukkel om te dink ons mense moet bou. Ons sukkel om te dink wat ons moet doen. Ek het gaan kyk, jy kan my gaan kontroleer. Kom ek net veel interessante ding sê. Ons is 4 keer meer as hulle wat na dit moes herbou. Raai hoeveel is ons per persoon as Afrikaners vandag ryker is wat hulle was? Ek het dalk jare gekry as ek instaan voor. 400%. As julle hier sit, as julle 400% ryker as daai mense moes gewees het. So jy's 4 keer meer, jy's 400% ryker, en weet jy wat so 'n interessante ding, hulle kom pas uit 'n oorlog met die grootste weermag van hulle tyd, die in daai stadium genoem magtige Britse ryk teen wie hulle verloor het. Dit was hulle vyand wat hulle teen verloor het of gewen het, hang af hoe jy dit sien. Ons vyand is 'n verswakte ANC. Dis ons vyand. 'n Verswakte politieke stelsel. Verswakte situasie. Met mense wat geen begrip het van waantoe ons in die land gaan as dit anders soos dit aangaan nie. So ons kan nie wag dat iemand anders vir ons die planne bring. Ons moet die planne gaan haal, ons moet hulle in afhanklikheid van God gebruik, en ons moet ons vaardighede bou. Mense vra altyd vir my, is ek nou nie bang as ons in Soltijk bou, dan gaan Soltijk afbrand nie? Ek sê glad nie om nie, want ons kan hom weer bou. As ons die vermoë verloor om te bou, is ons in die moeilikheid.
As ons in die vermoë verloor om hierdie ding te reël, is ons in die moeilikheid. As jy die vermoë hou, kan niemand dit van jou wegvat. 4 keer meer, 400% ryker en 'n baie meer verswakte vyand. As jy dit in perspektief wil sien, sou dit wees as ons byvoorbeeld teen Amerika vandag sou moes in 'n oorlog gaan. Ek weet nie wat hulle vanmiddag gaan doen. Ons sal nie 3 jaar kan hou nie. Tye het verander. Goed, dink 'n bietjie daaroor. Dan kom die Tweede Wêreldoorlog, dis baie idilliese prentjie, maar dit is nie so idillies nie. 1945 maak hy klaar. Dis 'n ander tyd as 1652. Dis 'n ander roepingstyd. Interessant, dis 'n tyd van ons politieke geskiedenis waar interessante ontwikkelinge plaasvind. Na die Groot Depressie, na die geweldige armoede, gebeur die Tweede Wêreldoorlog en in hierdie Tweede Wêreldoorlog word mense gekonfronteer met iets wat hulle interessant genoeg nie geken het nie. En dit is die vermeerdering van mense in 'n tyd wat mense doodgemaak word. Maar die interessante ding, dat hulle dieselfde stryd as 1915 het, van wie bly, wie veg, wie maak so, en as politiek wat so 'n rol begin speel, dat die mense in roepingstyd anders is. My skoonma is nou die dag gelede, sy het ons 2 jaar in die huis gebly na 'n beroerte. Interessante ding is, hulle kom uit daai tyd. Sy het op haar laaste tyd kos weggesteek, omdat sy bang was, sy kry nie kos meer. Want hulle was klein kindertjies in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog. Nou, jy behoort dit nog by die ouer mense te kan hoor. Hulle kan vir jou vertel wat sy impak het gehad het. Nou interessant, wat baie mense nie verstaan nie, is vir 'n groot deel van die Afrikaner, was hierdie, saam met die res van die wêreld, hulle laaste oorlog. En vir 'n klomp van ons ander was die Anglo-Boereoorlog die laaste oorlog. So as jy nou baie keer wonder, hoekom beklei van ons mense so, jou laaste oorlog het in 'n groot mate 'n impak op jou denke. Ek noem dit interessant, dat jy kan later met praat as jy wonder daaroor. Wat bedoel ek? Maar 'n oorlog het impak. Goed, ek gaan so 'n bietjie aan ter wille van ons tyd. Ek praat maar van 1984, ons weet die Bosoorlog is baie langer. Wat 1969 tot 88 omtrent. Gaan kyk maar 'n bietjie daarna, maar hoekom noem ek 84? Want 84 was vir my die belewenis van die Bosoorlog, nie omdat ek daar was nie, maar omdat ons buurman op die plaas sy enigste seun in die oorlog geskiet is, 1984. En hy het 1 seun gehad. En hy is nou 90, ek het net op hom gaan kuier. En toe in sy huis instap, toe vra hy vir my, anders onthou jy my seun. Dit was sy roepingspad in sy lewe. Sy seun is in die oorlog dood. Hy sit vandag met duisende hektaar grond. Vir wie? Dis die impak van as jy dink, jy leef in die slegste tyd, jy begin dink maar, kom ons gaan haal die goed, kom ons sê vir mekaar. 1652 was nie 'n roepingstyd. 1838 ook nie. 1981 ook nie, 1998 ook nie, 1999 ook nie. 1915 ook nie, 1945 ook nie. Wat ek wel vir jou sê is, moet asseblief nie dink, jouself jammer kry en ons geslag is die moeilikste van alle geslagte ooit nie. Want dit maak mens lui, maak mens moedeloos, en dit maak mens dink daar is nie 'n toekoms nie. Kan jy dink, as hierdie mense maar net gaan opgee in elke geslag, wat sou van ons roeping word? So wat ek vir jou wil sê is, en ek probeer nie vreeslik wetenskaplik vanaand wees nie, ek probeer vir jou as 'n jong mens sê, oordink, dat jy in 'n unieke tyd leef. Ons het 'n vreemde tyd, ons het vreemde uitdagings, ons het baie vrae, maar die vryheid wat jy moet hê verskil nie. Die vryheid waartoe jy in jou roepingstyd moet leef verskil nie. Maar as jy verloor wat jy het, dan is jy die armste van alle mense. As jy hierdie wat ons vanaand oor gepraat het verloor, dan is ons 'n arm geslag. As ons hierdie hou, dan weet ons waar ons op pad is. Daai is net nie ver hier vanaf nie, is aan die ander kant Heidelberg, die hoek, pilare, die eisters is op die hoek, van 'n skepersgesin wat daar gebly het, in die tyd van die Groot Depressie. Pa, ma, 12 kinders. Dit was hulle volle ruimte, as bywoners. Ek moet 'n bywonersprentjie begin. So, as jy nou vir myself vra, kry ons swaar vandag, jy dink aan daai prentjie, wat sien jy? Jy sien as hoop. Ons antwoord bly onderrig en werk. Dit was die antwoord in die tyd van Jan van Riebeeck. Dit was in die tyd van die Groot Depressie. Dit was in die tyd van die Anglo-Boereoorlog. Dit was in die tyd van die Groot Trek. Onderrig en werk.
As ons op daai twee goed laat gaan, dan maak ons droog. So as jy kinders het, onderrig vir hulle. Onderrig vir hulle, so Deuteronomium sê, dag en nag, as jy sit en as jy ry en as jy opstaan en as jy oorbly, hulle moet vir jou sê, genoeg. Maak hulle moeg met jou onderrig en leer vir hulle werk. Nou die dag by 'n vrouefunksie gepraat, wat ek met die maas gepraat het, gesê, moet asseblief nie julle seuns se glas agter hulle aandra nie, want julle maak vir hulle sleg. Ons het nie slegte manne nou nodig nie. Ons het nodig dat mense kan werk. Ons het nie nodig dat maas vir hulle seuns instaan nie. Maas moet hulle seuns se goed kan pak en in die veld kan stuur om die skape te gaan oppas. As ons dit nie doen nie, dan versaak ons dit wat ons laat komme tot hier. Eenvoudig gesê, ons is regtig nie sissies nie. Ons was nog nooit, ons het nie tot hier gekom omdat ons was nie, en ons gaan ook nie nou word nie. En as jy sissie is, wees asseblief 'n sissie. En jy boetie is, wees asseblief 'n boetie. Maar moenie 'n sissie wees in beginsel. Asseblief nie twyfel oor jou roeping. Want jou roeping is ononderhandelbaar. Goed. Daar is seker een van die kosbaarste monumentjies in ons land, as jy by Grootvlei, gaan uit, gaan lees om en beleef het en ervaar dit. Die van julle wat die ou plaashuise ken, sal weer daar agter, appelkoosboom, by al die plaashuise was appelkoosbome en perskebome en goed. Nou die fondasies van die Van Heerden gesin is daar, dit is nogal indrukwekkend, want as jy mooi gaan kyk dan sal jy sien, dat hulle het groot geword daar, ek dink as ek reg is die grond vandag nog in Van Heerdens besit, maar die monumentie is kragtig. As jy mooi kan lees, dan sal jy sien daar staan, is opgerig na aanleiding van Hans en Jan van Heerden, en spesifiek dan opgedra aan Hans van Heerden, in daardie jaar wat hulle as krygsgevangenes in die Anglo-Boereoorlog oor see gestuur is, was Hans die jongste van die gevangenes. Hy het daardie jaar 7 geword. Nou, ek weet nie hoeveel van julle ken 7-jariges vandag met 'n perd en 'n geweer in die veld gevang sou word by Engelsman skiet nie. Maar dit was Hans van Heerden se roepingstyd. Sy boetie het terloops daai jaar 10 geword. So Hans was 7, daar was hordes tussen. Dus skryf die Engelsman Londen toe. Vir sy familie. Word geweldig gekritiseer oor die jong seentjies van die boere teen wie hulle veg. En wat hulle vang as gevangenes. Maar die mense moet tog nie sleg dink van hulle nie, want wat die mense nie besef nie, is daai seentjies skiet raak. Dit is nogal 'n probleem, nie? Vang jy hom en stuur hom as 'n krygsgevangene weg, of los jy hom, as jy hom los, dan skiet hy vir jou. En het meer as een voorbeeld gehad. Kyk, dink aan 'n Engelsman, hy sê Penarie wat in sy roepingstyd het, hy vang hierdie jong seentjie en dan sy gevangenes moet hom weer los, want hy kry die ouetjie jammer, maar so los en skiet hy vir hom. En as horde sulke gevalle opgeteken, Hans was maar nie die jongste. Sy roepingstyd was 'n seentjie van, hy moes daar sit en speel het by sy appelkoosboom. Dis wat hy moes doen. Maar sy roepingstyd was 'n oorlog, hy is weggevoer, wat maak hulle met hom in die kamp? Skryf die seentjie, ag nee oom, nie vandag dat Kassasie nie. Hy sit daar in Salon. Maar die ou oom sê vir hom, leer. En is slim, nee, want as hy 3 jaar daar is, 2 jaar daar is, en hy leer hom nie, wat word van hom as hy terugkom? Gaan kyk 'n bietjie, ek het nou redig kyk na die temas, wat hulle vir die kinders geleer het, in Salon, in die kampe. Maar ons is bang, as ons vandag moet sulke goed doen. Goed, so Hans van Heerden is 'n mooi voorbeeld van gewoon in sy tyd leef, in sy tyd gevang word, en dit was nie so maklik om met die boere te veg nie. Dit weet ons almal uit die Anglo-Boereoorlogtyd. Maar wat het Hans hulle vir ons geleer? Jy kan dit maak. Skryf die ander man Londen toe. Engelse soldaat, mooi brief. Die probleem met die boere, as jy teen veg, is elkeen wat 'n perd het is 'n generaal. Is goed. Ek dink dis ons redding. Ek dink dis ons redding dat ons 'n klomp generaals hier sit. My volk maak my moeg. Kessel het gesê, almal is deel van my volk. Dis almal generaals. Die Engelsman het dit al geskryf, het dit opgemerk. Dit is gewoon vreemd, 'n vreemde volk om teen te veg, want as jy kry dan die ou in 'n rigting getrek. Maar dit was nie vreemd nie, want hy kom uit 'n voorgeslag wat in 5 trekke optrek. En nog 'n klompie sypaadjies van ander ook. Want dit is die hart van ons mense. Nou het ons vandag hierdie algemene ding van, as almal net kan saamstem, we gaan nou saam vorentoe gaan, vergeet dit. Jy het nie in 300 jaar reg gekry en jy gaan ook nie in die volgende 300 jaar nie. So jou roeping wil uitstel tot jy daar is, sien jy oor 300 jaar.
Ons mense gaan nie in kerk, of in skool, of in samelewing saamstem nie, maar hulle is saam op pad. Wanneer Afrikaner wat hier goed verstaan verbondsgenade. En verstaan verbondsroeping. Verstaan verbondsrigting. En verstaan verbondsgehoorsaamheid, maar verstaan ook verbondsverkiesing, uitverkiesing. Verstaan dat ons vorentoe gaan deur die genade van God. Hierdie goed ek vanaand vir julle gesê, oorleef jy nie sommer net nie. Goed, ek is amper klaar. Op 'n stadium in Suid-Afrika bou hulle damme. Hendrik Verwoerd dam, P.K. Leroux dam, Valdam. Kan jy dink vir 1 sekonde as hulle dit nie gedoen het nie, en wat se gemors is ons vandag? Ek word groot daar by die P.K. Leroux dam, die pyp loop terug tot in Port Elizabeth. En die kanaalstelsel gaan van daar tot in Appington. Die Valdam, maak nie saak of daar sluis oop is of almal oop is nie. Dink net waar sal ons wees as die Valdam nie hier was nie. Kyk na die impak van die Hendrik Verwoerd dam. Die impak wat daar is met damme. Nou al wat ek vir julle jong mense wil sê is, julle gaan waarskynlik in julle tyd nie die damme bou nie. Waarskynlik nie. Maar ons tyd se damme is anders. Ons moet strukture bou, strukture van 'n kerk, strukture van 'n volk, strukture van onderrig, strukture van 'n toekoms. Ons roepingstyd is nie damme nie, maar ek is baie dankbaar hierdie mense het hulle damme gebou. En elkeen van hulle het hulle gedink is mal. En elkeen van hulle beklei nagte deur. En elkeen van hulle was daar kom stories oor. Jy kan die geskiedenis van elke dam gaan luister, dit was moeilik. Hoekom wys ek hom vir jou? Om te sê jou tyd se dam is anders. Maar asseblief moenie dat ons vir 50 jaar kom en hulle sê die geslag wat nou hier is, het nie die damme gebou wat hulle moes bou. En al hoekom ons hulle nie sal bou nie, is omdat ons die hele tyd sien wat ons nie kan doen nie. Nou spring ek na die vermeerdering van die brood, waar Jesus die brood vermeerder. En die disippels kom en hulle sê, die dag is te kort. Mense is moeg. Daar is nie geld nie, daar is nie soveel dagloners se geld om dit te koop wat nodig is nie. Wat vra Jesus vir hulle? Wat eet julle? En hy deel die 5 broodjies en die 2 visies uit en het oorgebly, almal het geëet, 12 mandjies vol. Ek dink as jy vir my sou vra, wat is die keerpunt van ons mense vandag? Sal dit wees om te begin werk met wat ons het, in plaas van om die hele tyd te werk met wat ons nie het nie. Want wat ons nie het nie, gaan vir ons moeg maak. Wat ons nie het nie, gaan vir ons doodmaak. Wat ons nie het nie, as jy nie gehad het nie, en jy wonder die hele tyd daaroor, dat jy nie die Kaap aangelê nie, dat jy nie die groot trek deurleef nie, dat jy nie die Vryheidsoorlog gemaak nie, dat jy was nie deur die rebellie, of die Groot Depressie, of die Tweede Wêreldoorlog, of die Bosoorlog, of wat ook al. Want as jou kinders nooit terugkyk en sien, ons tyd het ons nie gebou. So ek gee vir julle jong mense 'n ding. Jy kan jong wees en jy kan wees van wat oor wat jy wil. Asseblief nie ophou bou. Want bou getuig van hoop en van getuienis en van krag en van vooruitgang. En as ons daarin verstaan, dan verstaan ons die volgende geslag. Dit is 'n baie eenvoudige beginsel. Jy mag op 4 vryhede nooit prys gee. Reg, regering, geloof en ekonomie. Daai vryheid is ononderhandelbaar. Dis hoekom al hierdie goed gebeur het tot waar ons vanaand gekom het. Ons weet nie waarheen God met ons op pad is nie, ons is dankbaar afhanklik van sy genade. Maar wat ek jou wil vra, is moet asseblief nie dink dat jy in die ergste tye ooit leef. Jesus Christus het nie gekom dat 'n volk moet oorleef nie. Het jy het gekom dat hulle moet leef in oorvloed. En ons moet daai oorvloed hou, en ons moet in daai oorvloed leef. En in daai oorvloed moet ons vorentoe gaan. So wie is geroep? Jy. Wanneer? Nou, waar? Hier. Gaan dink daaroor, en moenie dat iemand of iets het van jou wegvat nie. Ek leef vir die klein kindertjies waarmee ek werk. Daar's 3 N's wat belangrik is. Niks en niemand mag nooit jou roeping van jou wegvat. Punt. Dit is ononderhandelbaar. Niks, niemand, nooit. Hoekom? Want ons is geroep daartoe. Ek is geroep vir 'n tyd soos hierdie. Goed, ek stop hier daar. Dankie.